My Afrikaanse Christen vriende in Suid-Afrika, ek het die voorreg om IRSA se 2025 boeke vandag met jou bietjie te deel voor ons konferensie. As jy nie kan konferensie toe kom nie, dan kan jy na die tyd jou naam op 'n lys sit. Ons gaan vir jou die e-pos gee, die webtuiste, as jy van die boeke wil bestel. Dis nie gewaarborg dat jy dit gaan kry nie, ons het nie baie groot opgawes vir die eerste drukke nie, maar ek wil tog vir jou vandag bietjie 'n inleiding gee oor al die boeke wat die Here ons mee gehelp het om hierdie jaar gepubliseer te kry. Kom ek haal hulle uit die boks, dan gaan ek die boks afhaal, en om daar sit, loof die Here. Hier is 10 boeke, en laat ek dadelik sê, ons was 'n spannetjie, en ek dank die Here vir die span wat saam gewerk het aan hierdie boeke. Hulle gaan almal by die konferensie wees. As jy nog kan registreer vir die konferensie, ons het 'n paar dagies oor, registreer kom. As jy boeke daar kom koop, gaan jy nie posgeld betaal nie, so jy is so welkom by die konferensie. Nou goed, ek wil elk van hierdie boeke net so bietjie met jou deel, so bietjie verduidelik van die boeke, en dan kan jy ook 'n besluit neem oor watter boeke wil jy hierdie jaar aanskaf. Miskien vir Kersgeskenke, miskien vir vriende, miskien vir 'n dominee, vir iemand wat jy weet wat aangeraak kan word deur hierdie boeke. Nou goed, ek het 2 kameras vandag, so as ek die boeke bietjie gaan oopmaak met jou deel, dan gaan ek dit op die ander kamera sit, dat jy so bietjie nader kan sien van die boeke. Kom ons begin met die boek van Martin Halt. Hierdie boek is in Engels, dis 18 of 19 hoofstukke, en hierdie is deel van ons reeks. Onthou jy die eerste jaar BBK Tutu Soga, hierdie is Martin Halt. Hy's 'n gereformeerde baptis gewees. En as jy Afrikaans is en in Pretoria is, dan het jy waarskynlik die naam Martin Halt al gehoor. Hy het by die Bybelskool by Lynnwood Rift vir baie jare Romeine aangebied. En voordat ek by hom kom, dan noem ek dit sommer gou-gou. Hier is die Romeine daar wat hy gedoen het, wat hy deur die hele Romeine in 'n dag gaan, en hierdie plaatjies van hom het ons verwerk in 'n handleiding. As jy Romeine deurwerk, kan jy hierdie boekie saam deurlees. So, hy so 50 bladsye, en baie lekker maklik om deur te werk, en ek sou sê, omtrent so 5 bladsye per hoofstuk. En dit werk heerlik om dit saam met elke hoofstuk deur te gaan. En Martin Halt gaan hier met al sy ervaring in die lewe, gaan hy voorbeelde gebruik wat die hoofstukke illustreer. Ek weet van getuienisse van mense wat by daardie Romeine daar tot bekering gekom het deur Martin se oorsig van hierdie boekie. Nou kom ons gaan terug na Martin Halt se boek. Hierdie is nie 'n biografie nie, daar was 'n biografie al gedoen. Hierdie is om meer van sy primêre werk te publiseer, en soos met die vorige boeke, het ons 'n inleiding waar ons dit toepas op vandag, en dan van sy primêre bronne, preke en hoofstukke wat hy geskryf het, ensovoorts. Ek dink vir Afrikaanse Christene wil ek 2 hoofstukkies net uitlig uit hierdie boek wat vir jou relevant gaan wees. In die jaar 2001 was daar NG professore en hervormers wat Christus se plaasvervangende soendoodoffer, ons noem dit in Engels penal substitution, by tikkies ontken het. Dit was ook die tyd van die nuwe hervormers. En Martin Halt het in die publiek hulle ernstig aangevat en gesê, dis dwaalleer wat hulle mee besig is. En ons het 'n hoofstuk daaroor in hierdie boek, dis die hoofstuk Jesus our substitute, en dit is op bladsy 133. Ek wil net gou vir jou so 1 of 2 stukkies daar wys. Hier is die hoofstuk, en wat interessant is, hier is nou professor Jolanda Dreyer, en hier het ons direkte aanhalings uit artikels, voordragte, wat jy dan die primêre bronne by jou sal kan hê. Hier het ons professor Julian Miller byvoorbeeld. En toe het ons nog gaan kry, byvoorbeeld, hier was John Dominic Crossan van die Jesus Seminar, en hier het ons nog teoloë ontdek. Hier was Dr. Gerda de Villiers, wat hier ook Christus se soendoodoffer verwerp, Genesis 3, die sondeval, en hier is ook 'n meer onlangse teoloog, professor Jolanda Steenkamp, wat nou by Huguenot College is. En dan het ons hier 'n preek van Martin Halt, waar hy
Christus se soendoodoffer verdedig. So, jy gaan in hierdie boek, gaan jy primêre bronne kry, wat jy dan ingelig kan word oor die primêre bronne van hierdie sake. Die volgende hoofstuk wat ek ook gedink het vir julle baie interessant gaan wees, is staatsinmenging met teologiese opleiding. Dis hoofstuk 12. Martin Halt was betrokke by die Afrikaanse Baptiste en hulle moes onderhandel met Potchefstroom vir 'n nuwe ooreenkoms vir akkreditasie en hy was baie bekommerd daaroor. Hy wou dit nie doen nie. Hy het gewaarsku dat as die staat die kurrikulum gaan bepaal, dan is hier probleme met ons opleiding. Ons het 'n hele hoofstuk daaroor hierin en dan sluit ons wat nou by die gereformeerde kerke in Potch gebeur het, sluit ons in om aan te toon hoe Martin Halt reeds vroeër daarteen gewaarsku het wat gaan gebeur. Vriende, dis net 'n voorsmaakie en daar's baie meer in hierdie boek wat ek glo vir jou baie sal kan bemoedig. Vriende, dan opgestaan wat verskyn het in 2011. Ons het 'n nuwe uitgawe in Afrikaans en in Engels. Nou dat ek dadelik sê, ek sou sê omtrent 50% van hierdie boek is nuut en hy's oorgeskryf. Ons het 'n klompie nuwe hoofstukke by wat kyk wat het gebeur na 2011. Ons kyk na die algemene synodes, ons kyk na die intergodsdienstige eredienste wat nou plaasvind. Ek het hoofstuk oor Calvin en kerkskering, Francis Schaeffer, wat se raad het hy gegee, die worsteling waardeur kerke gegaan het. Hier is selfs 'n gedeelte oor Tafelberg gemeente in die Kaap. So dis alles nuwe dinge wat nie in die eerste boek was nie. En dan het ons ook veral van professor Willie Jonker hier in Stellenbosch, het ons 'n klompie van sy werk bygewerk wat baie relevant is binne in hierdie hele gesprek, wat hoofsaaklik natuurlik in die NG Kerk plaasgevind het. Vriende, dan het ons, terwyl ons besig was om die werk oor Martin Halt te doen, het Dirk de Waal in Jonathan Halt sy seun se garage bokse ontdek, waar daar boodskappe was wat sy vrou Beryl Halt op Transwêreld Radio vir vroue en dogters gemaak het. En daar was soveel kosbare boodskapies daarin, dat ons het gevoel, ons wil dit publiseer vir vroue. Aangrypende hoofstukke en die wysheid wat hierin is, dink ek gaan kosbaar wees vir mammas en vir dogters om te lees. Van 'n vrou wat die Here gedien het, sy was nie 'n feminis nie, sy het die Bybelse rolle aanvaar en vir vroue, die vrouediens, die dogters, met wysheid, pragtige boodskapies gebring, wat ek glo, julle kan bemoedig en bystaan in julle roeping vir die Here. Dan het ons vir die eerste keer John Newton, onthou julle die liedjie Genade onbeskryflik groot het God aan my bewys. John Newton was 'n slawehandelaar. Hy het tot bekering gekom. En toe word hy 'n predikant vir 'n paar dekades. Hy het natuurlik vir William Wilberforce 'n mentor ook gewees. En hy het kosbare pastorale berading gedoen met mense wat vir hom geskryf het. En ons het hier dit opgeneem in verskillende temas. Wanneer jy gaan deur beproewinge en swaar kry in die lewe, het hy briewe geskrywe vir bekende mense. As jy 'n geliefde aan die dood afgestaan het, wat is egte geloof? Wat is ware Christenskap? Hoe groei jy geestelik? Hoe hou jy die oog gefestig op Jesus in swaar tye? Vriende, ek het hierdie boekie deurgewerk en dan is hier ook 'n lekker, aan die einde van elke hoofstuk is daar notaplekke waar jy dit met jou kerkraad en met jou Sondagskoolklas kan deurwerk. So hierdie is 'n wonderlike hulpmiddel wat ek glo vir jou baie geestelike pitkos gaan gee. En dan het ons natuurlik hom ook in Engels beskikbaar. Vriende, dan het ons 'n boekie oor Puritynse gebede en laat ek dadelik sê, ek het nie groot geword met die Purityne nie. Ek het die Purityne ontdek deur Martin Halt. Dis mense soos John Bunyan. Hulle was om en by die tyd van Jan van Riebeeck wat Kaap toe gekom het. So bietjie na Jan van Riebeeck. In Engeland was hulle predikante, baptiste, presbyteriane, evangeliese predikante, wat nie wou buig onder die gesag van die koning nie. Die koning het besluit, almal moet sy gesange en psalmboek gebruik, en moet die liturgie volg soos die koning dit wil hê. En hierdie predikante het gesê, ek buig net onder Christus, ek buig nie onder 'n aardse koning nie. En hulle het bekend gestaan as die Purityne. En vriende,
kosbare werk. Hier is gebede, hoe om te bid, van Puriteine, en ek kan net vir julle sê, dit was 'n ongelooflike verryking vir my om dit te gelees het. Hierdie mense wat sê, ek buig net voor Christus, hoe het hulle gebid? Wat se raad het hulle vir ons gegee oor hoe om te bid? Aangrypende verhale, ook in Afrikaans en ook in Engels. En dan, die laaste boek vir die jaar is 'n nuwe uitgawe van Pelgrim se reis. En wat spesiaal van hierdie uitgawe is, vriende, is dat ons het hom hersien die Afrikaans, en kyk gou wat is hierso. Wat sien julle? Ons het al die Bybelverwysings as kantaantekeninge bygesit hierdie jaar. So as jy die storie lees, dan kan jy die teksgedeelte waar die storie na verwys, kan jy aan die kant self gaan naslaan. Vriende, wat 'n wonderlike geskenk miskien vir Kersfees hierdie jaar. Vriende, so daar is die boeke vir die jaar. As jy nie by die konferensie kan wees nie en jy wil van hierdie boeke bestel, stuur vir ons 'n e-pos, gaan na ons webtuiste toe, heel onder kan jy kontak maak en dan gee jy jou details, jou naam, jou e-pos en dan maak jy 'n lysie van die boeke wat jy graag wil bestel en dan sal ons in November sal ons na jou terugkom vir hierdie boeke. Mag die Here jou seën, bid vir ons. Ons kan dit nie sonder julle doen nie. Ons loof die Here dat hy besig is om Bybelse reformatie stukkie vir stukkie in Suid-Afrika te bewerk. Alle lof en eer aan ons wonderlike Here Jesus Christus.